Hy praat in die 22ste vers. Hy sê, en byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So daar moes bloed gevloei het vir die vergifnis, sodat hy kan vervul wat hy gesê het, ek sal jou sondes verwyder so ver as die ooste verwyderd is van die weste. Kom ons kyk vers 24. Beskryf hy weer die volmaakte offer. Mense, ons moet sien dat dit is die volmaakte offer, dis deel van die inbesitneming en nie van die uittog nie. Hy sê, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer. Sien jy, dit is nie 'n dikwels oor en oor offer nie. Soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Hy sê vers 26, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Mense, dit is so belangrik dat hy sê in Efesiërs 1 vers 7, Kolossense 1 vers 14, hy sê dat in Christus het ons die vergifnis. Dis klaar, dis afgehandel. Dis nie 'n oor en oor smeking nie, want daar moet bloed betrokke wees. Hy sê en dis nie iets wat oor en oor gebeur nie, dit is eenmaal wat dit gebeur het. Hy sê, hy gaan verder, hy sê, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Om weg te doen met hierdie sonde. Nou lyk dit asof 'n mens nie mooi verstaan nie. Nou praat hy in die 10de hoofstuk weer, vers 1, begin hy sê, daardie Ou Testamentiese bedeling was 'n skaduwee. Die skaduwee gee vir jou so 'n idee van die werklikheid. Hy gee vir jou amper iets, hoe lyk dit, sodat as jy dit sien, jy dit dalk mag herken, maar jy weet hoe lyk jou skaduwee op die grond. Hy het glad nie detail nie. So, dit is by die uittog, maar by die inbesitneming is God so spesifiek met dit wat hy vir ons sê. Kyk, hy sê nou in vers 3, hy sê, in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Mense, dis so belangrik. As jy met jou eie pogings besig is, en iets gebeur, dan sê jy, ja, ek het nie genoeg nie, ek moet meer, ek moet dit, ek moet dat, nee? En hy sê, dit is presies, wanneer jy weer 'n bydrae wil hê, wanneer jy weer wil uitbeweeg, wanneer jy weer wil ontslaa raak, nee, gaan jy sien, elke keer sien, maak dit nie. Want dis wat gebeur het, wanneer die mense daar gestaan het, en hulle geoffer het, dan het hulle geweet, môre is dit die ander lammetjie, en volgende dag is dit die duif, en al daai tipe van goed. So, nou gaan hy in vers 7, praat hy oor Jesus, hy sê, toe het ek gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Nou daardie wil, kom ons kyk gou na, kom ons gaan deur, vers 9-8, hy sê, nadat hy hierbo gespreek het, slagoffers en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie. Daai offerhandes wat jy bring, om ontslae te raak, hy sê, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede in te stel. Hy neem daar die eerste weg, jou pogings, die uitbeweeg, en hy bring die tweede in werking. Die lewe van Christus, wat daar is, sodat ek en u dit kan aanvaar. Nou sê hy die 10de vers, hy sê deur hierdie wil van God. Jy sien, hier is die detail, wat nie in die skaduwee voorkom nie. Hy sê, deur hierdie wil, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. Dis so duidelik, elke woordjie is omtrent 'n sleutelwoord, deur die wil van God, nie my wil om te verbeter, my wil om ontslae te raak nie, maar u wil het hy gekom om dit te doen. Kom ons gaan kyk, en elke priester staan wel dag vir dag in die diens, om die diens waar te neem, en dikwels dieselfde slagoffers te bring, en daai offers wat jy bring, vir God. Hy sê, wat tog nooit die sondes kan wegneem. Nooit. Jy sien, een wil het hy vir altyd,
En hier kom hy na jou pogings toe en hy sê nooit. Jy sien, hy het gesê in Hebreërs 9 het ons gelees, wat net vleeslike verordeninge is. God is gees. Hy sê, Johannes 6 vers 63 sê, die vlees tel vir niks. Jesus sê, die woorde wat ek vir julle spreek is gees en is lewe. So ons moet baie mooi kyk daarna. Hy sê vers 14, hy sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Of soos die Engelse vertaling sê, wat geheilig is. Deur een offer het hy vir altyd volmaak. En dit is die offer van Jesus Christus. En daarom is dit so belangrik, dat jy kan so besig wees om jouself te verbeter. Jy kan so besig wees om ontslae te raak van goed in jou lewe, en op die ou einde Jesus Christus totaal mis. En die skrif sê, hy wat die seun het, het die lewe. Nie enige iets anderste nie. Nou sê hy in die 18de vers, hy sê waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Is daar geen offer meer vir sonde nie. So daar's geen manier hoe jy nog kan uitbeweeg. Nou daardie gedeelte is baie mooi, as ons na dit gaan kyk. Maar nou praat die skrif hier oor die sukses van Jesus Christus. Kom ons kyk, hy praat oor Abraham hier, maar ek wil vir ons net die 24ste, 25ste vers lees. Hy sê, maar hierdie dinge van geloof en nie ongeloof nie, dis nou Hebreërs 3 en 4 waarvan hy praat. Hy sê, is nie alleen om sy ontwil geskrywe nie, dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Glo ons dit? Hy wat Jesus uit die dode opgewek het. Nou hierdie Jesus, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, en dis waaroor ons nou gepraat het, dat Jesus is oorgelewer ter wille van ons misdade, Jesaja 53, hy is ter wille van ons oortredinge verbryzels, die straf wat vrede aanbring was op hom. Nou, daardie gedeelte verstaan ons nou, uit hierdie offerandes wat gebring was. Maar kyk na die volgende, die res van daardie versie. Hy sê, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. En opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Mense, ek weet nie of ek het baie keer anders te sien nie, maar dit sê vir my, hier is twee aksies. Dat Jesus Christus het gesterf vir ons sondes. Hy het ontslaag geraak van ons sondes. Hy het betaal vir ons sondes, hy het sondes weggeneem. Maar hy het vir ons iets anders te kom gee. Hy het vir ons die geregtigheid gegee. Hy sê vers 5, hoofstuk 5, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot die genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Mense, dit is so belangrik, dat ons vir my, dat ons besef, dat ons nou geregverdig is. Baie mense wil sê, ons staan nou in genade. Dis wat hy nou sê. Deur Jesus Christus het ons nou toegang verkry, deur die genade waarin ons staan. Hy sê, vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, toe ons nog op pad was, van Egipte af na die beloofde land toe. Sien jy, toe ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterf. Vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is, in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Vers 10, hy sê, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, sien jy dit, deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Sien jy daar die twee, die probleem en die antwoord, die uitbeweeg en die inbesitneming. En dit alles, sien jy, is 'n teenwoordige tyd geskryf
en dit is in Jesus Christus. Nou gaan hy sê, en nie alleen dit nie, hy sê, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Deur wie ons die versoening verkry het. Dan gaan hy van daardie 12de vers tot by 19de vers, terwille van tyd gaan ek dit nie lees nie, praat hy van die probleem wat ontstaan het in die tuin van Eden, waar een mens verteenwoordiger was van alle mense, en die mensdom in sonde gedompel het. Soos as ek nou my hele erfporsie namens my kinders uitgee, as dit kon. Hy sê, en dan sê hy, maar veel meer is dit wat in Jesus Christus gebeur het, nou 'n werklikheid. Waar een mens ons in die sonde gedompel het, het een mens gekom om die mens weer te regverdig. Hy sê, kyk die vers 18 sê hy, daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Hy sê vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Nou, mense, daar is een probleem, dat deur die Ou Testament het, en ek dink een van die mooiste gedeeltes is by Sodom en Gomorra, waar Abraham met God praat, en hy beding, en hy kom agter later aan, hy sê, daar gaan nie een mens wees wat regverdig is nie. Want daar is net een mens wat regverdig is, en dis Jesus Christus. Net een mens wat regverdig is, en dis Jesus Christus. En nou het ons gelees, dat Jesus Christus het vir ons 'n volmaakte offer gebring, om die sondes weg te neem, en vir ons die geregtigheid te gee. Sy geregtigheid. 1 Korintiërs 1 vers 30. Dis deur God, wat ons in Christus gesit het, wat vir ons geword het, ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. So nou sit jy, en baie mense dink, daarom sit ek nou met 'n ou lewe, en met hierdie geregtigheid van Christus, die lewe van Christus. Dan het jy twee lewens. Dis nie waar nie. Kyk, met hierdie offerandes wat gebring word, en dit is wat vir my so mooi is, waar Jesus in die tempel instap, en die mense is besig om te verkoop. Wat het hulle verkoop? Hulle het offerdiere verkoop. Beeste, bokke, alles, en die ouens wat net geld gehad het die geld gaan omruil vir beeste. Nee, want hy moes offer. Jy sien, maar toe kom hierdie volmaakte offer. En die verskil is dit, dat by die volmaakte offer was jy ingesluit. Dis die verskil tussen die offerandes van die Ou Testament en hierdie volmaakte offer. Van die begin af het God gesê, as jy iets verkeerd gedoen het, kan jy 'n dier in jou plek offer, want eintlik sê die skrif, hy sê die loon van die sonde is die dood, so jy moet sterf. Maar jy kan nou in jou plek, en hier kom die hele draai van die evangelie. Jy kan nou in jou plek iets gaan slag. Hy sê, want sonder bloedvergieting geen vergifnis nie. So die mense wat dan iets gehad het, het ietsie omgeruil vir sy geld, en dan het hy ietsie geoffer. Maar nou kom die skrif en hy sê, Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Hoekom? Sodat jy net een lewe kan hê. Nie meer jou ou lewe en die lewe van Christus nie. So dit is een lewe. Hy sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus is my lewe. I once was lost, but now